Goeiemôre liefdes van my Pastoor Tief Boys en ek net vir jou sê dit is so lekker dat jy inskakel saam met ons op hierdie platform. Of jy nou inskakel van Alberton, Meyer in die omringende area of net ver is en jy skakel aanlyn Namibië, Kaapstad, waar ook al net. Dit is so 'n voorreg om dit saam met julle vandag tyd te kan spandeer in God se woord. En net 'n vinnige herinnering, in die beskrywing van hierdie video is jou preeknota. So as jy kyk hier op YouTube, jy maak net die beskrywing oop en dan kan jy al die skrifgedeeltes en die hoofpunte van vandag se boodskap sommer daar kry. Jy kan dit saam volg of later net weer. Dit gaan as jy nou op jou TV kyk, is dit nou 'n bietjie moeiliker om my preeknota te kry, maar van jou foon af of miskien van 'n rekenaar. Nou ek wil vandag begin met een van die belangrikste vrae wat jy ooit in jou lewe sal moet antwoord. En daai vraag is: hoe weet jy dat jy regtig gered is? Nie gaan jy kerk toe of hoe is jy grootgemaak? Is jy grootgemaak in 'n Christenhuis nie, maar weet jy dit verseker? Is jy seker van jou saligheid? Is jy seker van jou redding? Ek dink baie Christene, dalk selfs jy, dra hierdie vraag soos 'n stil vraag in jou binnekant en jy wonder dalk, wat as ek verkeerd is? Wat as ek dalk net godsdienstig is en nie werklike verhouding het met Jesus nie? Ek is nie werklik gered nie. Ek weet, ek het geworstel met daai vraag as 'n jong seun op 17, 18 was dit vir my 'n kwessie. Ek was in kerk, ek gaan deur katekisasie en ek was nie seker oor my saligheid nie. Nou miskien was daar nog nooit vir jou 'n spesifieke oomblik waar jy regtig bely het dat Jesus Here is nie. Miskien twyfel jy omdat jy nie altyd reg voel nie. Jy het nie die feelings nie. Dis nie in jou feels soos die jong mense sal sê nie. Of omdat jy dalk steeds sukkel met dinge waar jy nie trots is nie, jy is skaam. Jy dink dalk daar's dinge wat al sou verdwyn het in jou lewe op hierdie oomblik want jy is dan immers 'n kind van God, né? En weet jy is nie alleen nie. Miljoene mense sit elke Sondag in kerke reg oor die wêreld, maar hulle harte is vol twyfel. Want die vyand, en hy is goed met wat hy doen, as hy jou kan laat twyfel aan jou redding, sal jy nooit die vrymoedigheid ontwikkel om God se boodskap uit te dra nie. Maar nou, dalk sê jy vandag: "Hey, pastoor, ek is 100% seker van my saligheid. Ek weet ek is gered. Ek weet ek gaan hemel toe." Wel, dan is hier my tweede vraag en ek stel dit aan jou. As jy wel gered is, hoekom deel jy nie daardie boodskap meer gereeld? En daai boodskap van transformasie, daai boodskap Jesus se storie. As jy regtig weet jy is op pad hemel toe, hoekom is jy dan baie keer stil oor die koninkryk van die hemel? Hoe dra jy daagliks die storie van Jesus, die enigste boodskap wat ewigheid verander, na die wêreld om jou? Hoe werk jy met daai storie? Vir baie mense is dit nie omdat hulle nie omgee nie, dis omdat hulle onseker is hoe om dit te doen. Ander voel dalk hulle is nie goed genoeg nie of weet nie genoeg nie. Daar is baie mense se redes of wil ek amper sê verskonings, maar party mense probeer maar hulle was dalk hulle het gepraat met iemand toe hulle jonger was, hulle het gedeel met iemand en toe was hulle was afgesê, nê, of rejected soos die jong mense sê en dit het hulle vrymoedigheid geknak en nou bly hulle stil of jy bly stil want jy's bang as jy weer praat gaan jy dit weer beleef of jy's bang as jy praat gaan jy 'n fout maak en die verkeerde ding sê. En jy weet wat, dit is heeltemal verstaanbaar. Ons is mense. En soos ek reeds gesê, die vyand gebruik elke twyfel, elke vrees, elke verleentheid om jou stil te hou. Maar dit verander nie die waarheid en die waarheid is dit. God het jou gered met 'n doel en hy wil jou gebruik, hy wil my gebruik om sy boodskap, die mooiste boodskap, die grootste, belangrikste boodskap, om daai boodskap oor te dra. Want as hierdie boodskap regtig die kragtigste boodskap in die heelal is, die enigste pad tot die ewige lewe volgens Johannes 14 vers 6, dan is dit tog iets wat ek en jy moet deel. Tog is dit die een ding wat Christene baie keer die meeste uitstel of vermy. Nou kyk, dis te maklik om stil te bly, om te dink jy's nie goed genoeg nie of dat iemand anders dit beter sal kan verduidelik. Maar hier is wat die woord van God vir ons sê. Ons lees Paulus se woord en ons gaan 'n bietjie tyd spandeer vandag in Romeine 10. Kyk gou wat sê Paulus in Romeine 10 vers 14. Hoe sal hulle hoor as niemand met hulle praat nie? Geliefde, die wêreld wag op antwoorde en God kies om sy boodskap, en hier's die kikker, hy kies om sy boodskap deur ons te bring. Daarom is ons tema vandag die grootste boodskap om te deel. En my gebed is dat jy nie net weer jou sekerheid in Christus sal herontdek en seker maak dat jy seker is jy het 'n verhouding met Jesus nie, maar dat jy met nuwe vrymoedigheid en oortuiging sal uitstap
om hierdie boodskap van Jesus te deel met ander mense. Nou ons eerste gedagte vandag is, hoe kan ek en jy seker wees van ons redding? Nee, hoe kan ons heeltemal seker wees? Nou as ons kyk na Paulus se woorde in Romeine 10 vers 9, sien ons dat redding kom deur geloof en belydenis. Paulus skryf die volgende: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Nou voordat ons ooit oor evangelisasie kan praat, die gedagte dat ons moet uitgaan met die goeie boodskap van Jesus Christus, moet ons seker wees van ons eie redding. Ek dink dis 'n basiese beginpunt, dat ek en jy moet seker wees van ons saligheid, voordat ons met ander mense praat oor Jesus se storie van verlossing. Nou die Griekse woord wat Paulus gebruik vir aanroep in Romeine 10 is epikaleio, né? En dis nie 'n stil formele gebed nie. Nee, dis 'n desperate, intense uitroep, nee, dis 'n hulpkreet. Dink aan iemand wat besig is om te verdrink. Hulle skree nie mooi en saggies en verfyn en sê, "Haai, skus, ek is hier besig om dood te gaan, wil u nie dalk graag iemand stuur nie?" Nee, hulle skree uitbundig, nee. Hulle tussen die gesluk van die water is daai desperate hulpkreet, nee. Hulle skree uit, nee. Hulle skree uit met alles, want dit is oorlewing. Hulle oë is wild, hulle asem is kort. Dis 'n skree wat sê, as iemand my nie nou red nie, gaan ek doodgaan. Ek gaan dit nie maak nie. Daardie is epikaleio. En geliefde, jy sien, party mense dink hulle het Jesus aangeroep, maar hulle het hom nog nooit so aangeroep nie. Want hulle het nog nooit regtig besef hulle is besig om geestelik te verdrink nie. Hulle het groot geword in kerk, soos baie van ons. Dis ons storie. Hulle het alles gehoor, hulle het honderde preke al gehoor, maar hulle het nog nooit daardie oomblik beleef waar hulle besef het, ek het hom desperaat nodig. Ek het hom nou nodig. Sonder hom is ek heeltemal verlore. Sonder hom gaan ek geestelik verdrink. Maar geliefde, die goeie nuus is Jesus antwoord altyd daardie roep, daai hulpkreet. Hy draai nie weg van 'n siel, van geen siel wat uitroep vir redding nie. Hy is nie soos mense wat kies wie hulle wil help nie. Nee, hy antwoord elke persoon wat hom aanroep met geloof en met opregtheid. Jy hoef nie te wag op 'n gevoel of 'n teken nie. Ek dink dis baie keer wat dit so moeilik maak. Ons dink, ons luister dalk net met anderste se storie en hulle vertel hierdie stories van emosie en dis hierdie belewenis, en dan dink jy soos, maar ek het nie dit gehad nie. Ek het nie so gevoel nie. So is my redding dan akkuraat, is dit reg? Nee, jy hoef ook nie volmaak te wees nie. Jy hoef net te glo en jy hoef net te bely en jy sal, geliefde, die belofte is, jy sal gered word. Die goeie nuus, Jesus antwoord altyd daardie roep, daai epikaleio. Jy hoef nie te wag vir 'n gevoel of 'n teken, jy hoef net te glo en te bely en jy sal gered word. As ons dus weet dat ons is gered, nê, jy is seker. Jy het hierdie al gedoen, jy het al uitgeroep en jy weet dat jy is 'n kind van God, dan begin iets verander in ons denke. Ons verstaan, ons begryp dat hierdie boodskap is nie vir my alleen nie, en dit bring ons by die tweede punt van vandag se boodskap. Die evangelie is eintlik eenvoudig. En ek dink dis baie keer waar baie mense struikel. Ons wil nie praat oor die evangelie want ons oorkompliseer dit. Nou, laat ons eers weer kyk na wat Paulus sê vir ons in Romeine 10 vers 9. Hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. In daardie vers gebruik Paulus twee belangrike woorde, en ek gaan net geweet tyd spandeer net te vinnig in die Grieks. Hy gebruik die woorde bely en hy gebruik die woorde glo. Nou die eerste woord bely in Grieks is homologeio. Dit beteken om hardop saam te stem, om te sê byvoorbeeld Jesus is Here. Dis nie net 'n gedagte nie, dit is 'n verklaring. Met ander woorde, jy glo en verklaar as waarheid dat Jesus is die een wat jou kan verlos van 'n lewe wat anti-God leef en glo. Nou ek gebruik hierdie woord van anti-God leef en glo baie intentioneel, want wanneer ons gedagtes belyn met die waarheid dat Jesus Christus kan en sal ons in verhouding herstel met die skepper van hemel en aarde, dan begin ons gedagtes, ons gevoelens, ons dade, dit begin 'n belyn met wat vir God belangrik is. Met ander woorde, ons lewe van anti-God leef, daai rebellie,
dit verander na in lyn leef met die Here. Dis daardie homologeo, dis daardie verklaring waar ek myself belyn met daai waarheid. Dan die volgende woord is my so mooi, bestyo, wat ons gebruik om die woord glo of geloof van te kry. Dit beteken om volkome te vertrou. Amper soos om jou gewig te plaas op 'n loopraam, nê? Ten volle jou gewig op hierdie ding te sit of op 'n kierie, en as daai ding onder jou so uitbeweeg, sal jy plat op jou gesig val. Nou, dit is wat ons doen. Ons plaas ons volle gewig, ons volle oortuiging op dit wat Jesus gedoen het. Soos iemand wat op 'n stoel gaan sit om eers te toets of daai stoel om gaan hou. Jy weet, jy is half onseker, jy het nie ten volle geloof nie. Nee, jy gaan sit met oortuiging op daai stoel, want jy weet daai stoel gaan jou dra. Dis wat die evangelie vir meeste mense dalk kompleks maak, nê? Dit raak vir ons moeilik. Ons struikel, want is dit al wat ons moet doen? Kan dit so eenvoudig wees soos bely en glo in wat Jesus gedoen het, en bely en glo dat hy is die Here van alles, né? Die skrif daar sê, ek en jy moet bely en glo in wie Jesus is, dat hy God is, en dat hy uit die dood uit opgestaan het. En geliefdes, ek dink dis hoekom baie mense struikel, want ons sê vir onsself, is dit al? Is dit hoe eenvoudig dit is? 'n ander manier hoe baie mense die evangelie oorkompliseer, is om te fokus op wat hulle dalk kan bydra. Met ander woorde, ek hoor wat jy sê, Jesus het dit gedoen, maar dit kan tog nie al wees nie. Ek moet dalk iets doen om my redding te verdien. Baie mense leef so, hulle leef onder daardie geestelike druk om te dink hulle moet beter wees, hulle moet meer doen, of hulle moet reg leef, net om dalk eendag goed genoeg te wees vir God se liefde. Maar wat as ek vir jou vandag sê, dit was nog nooit gebaseer op wat jy en ek kan doen nie, maar op wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Dit is hierdie openbaring in Efesiërs 2 vers 8 en 9, waar Paulus vir ons kom verduidelik. Ek kom sê eintlik vir daai gelowiges, hierdie is jou identiteit, hierdie is wat jy moet besef. Kyk gou wat sê Paulus vir ons hierson. Want uit genade is julle gered deur geloof. En dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Geliefde, dis weer Paulus, wat Christene hier leer. Nee, hy het vir ons geleer in Romeine 10, nou leer hy weer vir ons hier in Efesiërs. Dis hy wat vir ons leer wat dit beteken om gered te wees, wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Hy sê dit so duidelik, uit genade, deur geloof, dit is 'n gawe van God. Nie uit my en jou verdienste nie wat ons kan doen nie, maar hoe lyk dit in die werklike lewe? Hoe lyk dit vir ons prakties? Dis soos wanneer iemand vir jou 'n geskenk gee, iets waardevol, iets persoonlik. Jy kan nie daarvoor betaal nie, en jy mag ook nie probeer nie. Jy moet dit net ontvang. Nee, julle almal weet hoe voel dit. Iemand kom gee vir jou 'n geskenk uit die blou tyd, en dan voel jy soos, Jesus, maar nee, dis te veel, dis te goed, dis te mooi. Ek het al baie so gevoel, dat iemand net iets vir jou doen, dan voel jy voel bietjie skuldig. Kan ek nie, iemand vat jou uit vir ete, en jy het gedink julle gaan hafies gaan op die rekening, en dan na die tyd sê die persoon, hoorie, so maar, kom ons kry nog pudding, kom ons kry nog 'n koffie, is daar nog iets jy wil hê, en nou voel jy half gespanne, want jy besef hierdie rekening hardloop nou weg met jou, en dan aan die einde wil jy betaal, en dan sê die persoon, nee, is ek, nee man, ons het so, nee, asseblief, moenie betaal nie. Daai gevoel is baie keer, ons wil iets bydra, ons wil iets doen. Geliefde, maar baie Christene, ons is presies so, ons wil nog iets doen, ons voel, ons moet eers ons lewe uitsorteer, eers regkom, eers 'n bietjie meer bid, né? Eers 'n bietjie meer heilig wees, amper soos daai vis wat skoon gevang moet word. Ek dink baie van julle het al hierdie metafoor gehoor, waar jy dink, as jy gehak word, en jy trek hy vis op die boot, né? Dan kom hy uit sonder sy skibbe, hy kom uit sonder sy binnegoed, nee, jy word gehak as jy glo in Jesus Christus, jy het geëpikalei, jy het uitgeroep na hom toe, jy het gehomologei, jy het gepisteo, jy het verklaar en jy het geglo, jy het bely, dan vat die Here jou net soos jy is. Gelukkig los hy ons nie soos as hy, maar geliefde, die punt is, dit werk nie so nie. God se genade is nie op ons prestasie gebou nie. Dis nie my op jou, op ons werke gebaseer nie. Dit is 'n uitnodiging, dit is 'n geskenk. En wanneer jy dit verstaan, gebeur iets baie moois. Jy begin rus in wat hy reeds gedoen het. En hierdie eenvoudige beginsel is so kragtig. Want dit beteken dat elke persoon, maak nie saak hoe ver of hoe verlore
Hulle is net een asemteug weg, een roepstem weg van verlossing. Nee, dit is hoe naby aan die Here is, want dit beteken dat elke persoon, maak nie saak hoe ver of hoe verlore nie, hulle is net een roep weg van die Here. Dit vat ons derde gedagte toe. Ons lees dit in Handelinge 2 vers 21. Lukas skryf die volgende: Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Geliefde, wat ons hier sien, is weer daai selfde woord epakaleio, om met dringendheid en intensiteit te roep, aan te roep. Dis nie 'n fluistergebed of net 'n godsdienstige aksie nie. Dis 'n uitroep van iemand wat weet ek het geen ander hoop nie. Dink weer vir 'n oomblik saam met my aan iemand wat verdrink. Maar hierdie keer is daar iemand op die wal of iemand in 'n reddingsbootjie en hulle het een van daai reddingsboeie. Die een in die water, nee, het net genoeg asem om uit te skree, help my! En die oomblik dat daardie roep gehoor word redding na hom of haar toe gestuur onmiddellik. So is dit met God. Hy is nie ver nie. Hy wag nie dat ek en jy eers ons lewe moet regkry nie, dat ons we need to get our act together nie. Nee, hy wag net op jou hulpkreet. Hy wag op jou roep en hy is naby. So naby soos jou volgende asem. Dis hoe naby God is. Jy hoef nie 'n lang gebed te bid nie, of op 'n spesiale plek te wees in jou lewe nie. Nee, jy kan net sê, Jesus, red my. Jesus, red my. Jesus, red my. Ek het jou nodig. Hy is nader as wat jy dink. Hy is nader as wat jy besef. 'n verlosser op 'n asem se afstand. Geliefde, en as hy so naby is, as hy so naby aan ons is, nee, dat hy jou kan red met een asem wat jy uitroep, dan moet ons ook verstaan, ons moet begryp dat sy werk nie net 'n eenmalige oomblik is nie. Wat hy gedoen het, hou hy steeds vandag aanhou doen. Dis my so kosbaar. Ons lees dit in Hebreërs 10, waar ons besef dat wat Jesus vir ons gedoen het, red ons vandag nog steeds. Sy kruis staan nog steeds en sy werk is nog steeds aktief in ons lewens. Kyk gou wat sê die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 10 vers 12. Maar toe Christus een enkele offer vir die sondes gebring het, wat vir altyd geldig is, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Jesus bring een offer, nie 'n herhalende, aanhoudende offer nie, nie 'n voorlopige offer nie, nee, 'n eenmalige, volkome, vir altyd offer. En dan iets baie besonders. En dan gaan sit hy. Jy sien in die Ou Testament was daar geen stoele in die tempel vir die priesters nie. Hulle werk was nooit klaar nie. Elke dag moes hulle offers bring vir hulle self, vir die volk, keer op keer, oor en oor, herhaaldelik. Hulle kon nooit gaan sit en rus nie. Maar toe Jesus die finale offer aan die kruis bring, het hy gesê, dit is volbring. Dit is afgehandel. En toe het hy gaan sit aan die regterhand van ons hemelse Vader, want die werk was klaar. En is van daai plek af waar hy regeer en oor ons lewens kyk, en ook soos Romeine 8 vir ons leer, is hy heeltyd konstant besig om vir ons in te tree. Hy is nouliks betrokke in die gelowige se lewe. En dit sê vir jou en vir my vandag die volgende: jy en ek, ons hoef nie meer te probeer betaal vir wat Jesus reeds betaal het nie. Jy hoef nie te probeer bydra tot wat hy reeds voltooi het nie. Jy mag nou rus in sy voltooide werk. Die kruis staan steeds. Die kruis hou steeds. Sy genade is vir jou en my genoeg. Sy offer is kragtig vandag, môre en vir altyd. Maar jy kan al vir my sê, ek hoor dit, ek hoor hierdie gedagte van ek moet nou rus, nê? Jy kan sê, yes, ek verstaan hierdie voltooide werk, nê? Nou kan ek rus, maar hoe weet ek? Hoe weet ek dat die Here is nog steeds aan my aan die werk? Veral as ek sukkel waarmee ek sukkel, veral as my gedagtes soms so met my weghardloop, veral as ek soms so angstig is en so onseker is en so wanhoopig voel, of ek is besig met goeders wat my skaam maak. Ek kan nie dink dat ek kan rus in die Here nie. Geliefde, kyk wat sê Paulus vir ons in Filippense 1 vers 6, en hierdie vers is vir my, dis vir my 'n kompas, dis vir my 'n rigtingaanwyser, maar net meer as 'n rigtingaanwyser, as 'n kompas, is dit ook iets wat my dryf van agter af, dit hou my by mekaar. Paulus sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, of ons kan sê in my begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. En dan net in die volgende hoofstuk,
In Filippense 2 vers 13 is Paulus besig om met ons te praat oor die gedagte dat ek en jy is ligdraers en dat lig skyn die sterkste in donker plekke. Dan sê hy, dit is mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Geliefde, wat 'n ongelooflike versekering. Wat 'n ongelooflike belofte. Jesus het nie net die werk voltooi aan die kruis nie, hy is steeds aan die werk in jou. Hy vorm jou, hy stuur jou, hy bewerk in ons en dit is vir my so kosbaar, 'n gewilligheid en 'n vermoë, 'n ywer en 'n durf en 'n lus om anders te wees, om te hardloop in sy koninkryk. Geliefde, jy en ek, ons is nie alleen nie. Jy dra lig. Jy word van binne af buitentoe verander, jy word getransformeer, jy word gevorm en dit is God self wat hy werk in jou doen. Jy en ek hoef niks by te voeg nie. En as hy klaar is, as hy gaan sit het, dan staan ek en jy op. Ek wil hy weer sê, ons hemelse Vader het, of Jesus het opgevaar as die hemelse Vader toe hy sit in die regterhand van God. Hy het hierdie, en ons is nou in hierdie besonderse tyd van hemelvaart wat donderdag verby is en ons gaan nou oor in hierdie volgende paar dae in afwagting van Pinkster wat ons vier en Jesus gaan sit in die regterhand van die hemelse Vader en hy het vir ons, en hy hou ons dop en hy het vir ons oorgegee en hy sê nou dat ek sit, nou staan julle op, want hierdie voltooide werk is afgehandel, ek het my kant gebring, nou gaan ek julle aanhou ondersteun, nou het ek nodig dat julle moet opstaan, want hier's wat gebeur, die boodskap van God werk wanneer dit oorgedra word. Ek wil dit weer sê, die boodskap van God werk wanneer dit oorgedra word. Dit gaan nou vir jou sin maak, as Jesus die werk voltooi het, en jy weet jy is gered, dan is die logiese volgende stap, die logiese volgende tree, gee daar die boodskap aan iemand anders te deur. Jy moet dit oordra, die boodskap werk, maar net as dit gedeel word. Dis in Romeine 10 vers 17, waar ek hierdie gedagte kry wat ek nou graag aan ons wil oordra. Kyk wat sê Paulus, hy sê, geloof kom dus deur die aanhoor van die boodskap, en die boodskap is die verkondiging van die woord van Christus. Ag, daai is mooi. Daar's iets bonatuurlik aan hierdie gedeelte van die evangelie, nee. Die evangelie, weet ons, beteken die goeie nuus wat ons bring, nee. Dit is die bringers van die goeie nuus. Dis nie net inligting nie, dit is transformasie. Jy sê dalk, okay, maar ek weet nie wat om te sê nie. Ek is nie 'n pastoor nie. Ek het nie die antwoorde op elke vraag nie. Geliefde, ek het ook nie. Daar's baie vrae wat ek kan antwoord. Dis baie dinge waar ek ook wonder en waar ek soms dinge in twyfel trek, maar ek weet verseker dat Jesus se storie is die beste storie om oor te dra. So, maar God vra nie, nee, hy vra nie dat ek en jy alles moet weet nie. Hy vra net dat jy moet bereid wees om te deel wat jy weet. En wat weet jy? Wat ken jy? Jy ken jou storie van verlossing. Jy ken jou reis en jou journey van jou ontmoeting met Jesus. Jy hoef nie 'n teologiese proefskrif te skryf of 'n dissertasie saam te stel nie. Jy hoef net 'n getuie te wees van hierdie storie. En kan ek jou herinner aan hierdie? Niemand argumenteer regtig met iemand se getuienis nie. Nee, dit is moeilik om te stry met iemand anders se storie, want jou storie is jou storie. Wanneer jy vertel wat Jesus vir jou gedoen het, dan dra jy sy storie oor op 'n kragtige wyse. Dit is soos saad wat in iemand anders se hart val. En God laat dit groei. Hy doen daai bonatuurlike werk. Ek en jy kan nie daai groei veroorsaak nie. Ek en jy is nie die een wat die werk doen nie, nee. Dis Paulus wat vir ons sê, die een saai saad, die een maak nat en die ander een verstaan en dan deel ons almal in die opbrengs. Dit is die geskenk wat ons kry. Nou kyk wat sê Paulus vir ons oor hierdie gedagte van die boodskap oordra, né? Kyk wat is hierdie besonderse gedeelte in Romeine 10 vers 15. Hy sê, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Geliefde, dis nie jou verantwoordelikheid om iemand te red nie, maar dit is jou verantwoordelikheid om hulle te laat hoor. Dis jou verantwoordelikheid. Hoekom geloof? Geloof kom deur die aanhoor van die woord. En hoe hoor mense dit? Mense moet die storie vertel. Wie gaan hoor as niemand vertel nie? Dis wat Paulus vir ons sê in die eerste gedeelte van hierdie vers. Ek wil dit gou weer vir julle lees. Kyk gou hier saam met my op die skerm. En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Geliefde, hierdie is ons laaste gedagte wat ek vandag met julle wil deel uit die boodskap, dat ek en jy
is gestuur. As kinders van God, as ons aangehoor het, as ons verklaar het, as ons bely het, as ons glo, en ons sê nou, ek is kind van God, dan is ek en jy gestuurdes. Dis waar meeste mense terugdeins, ongelukkig. Hulle voel, ek is nie geroep nie, ek is nie 'n sendeling nie, ek is nie 'n predikant, ek is nie 'n teoloog nie, ek ken nie alles van die Bybel nie, nee. Maar hier's die waarheid, jy is dalk nie voltyds in die bediening nie, maar jy is voltyds 'n draer van Jesus se boodskap. Jy is voltyds 'n draer van sy koninkryks boodskap. Jy is gestuur na jou gesin. Jy is gestuur na jou werksplek. Jy is gestuur na jou straat, na jou bure toe, na jou skool, daar waar jy gym, daar waar jy beweeg. Jy het 'n invloed wat niemand anders te het nie. God het jou presies geplaas waar jy is en het jou daar geplaas met 'n doel. 'n Lewe van sin en betekenis, die voorreg om 'n draer te wees van sy storie. Dis nie net die wêreld wat wag op die boodskap van Jesus nie, daai abstrakte konsep, dit is daar ver na buite nie, nee, dis jou mense wat wag, dis jou kinders, dis jou kollegas, dis daai een vriend wat altyd vir jou lag as jy sê, ek gaan môre kerk toe, wanneer jy dalk 'n bietjie te lekker gekuier het by die braai, En is nou, verstaan, die negosie het al te lekker gevloei, jy sê, hoorie, so kom jy môre saam my kerk toe, vir die hoeveelste keer nooi jy daai pel, en hy lag vir jou. Nee man, nee, ek gaan môre, wat ook al, hy lag vir jou, maar geliefde, hy wag, en die dag wat jy hom nie nooi nie, beloof ek vir jou, sy hart voel, hoekom het hy my nie vanaand weer genooi nie, hou aan nooi, hou aan vra, dis daai binnekring, dis jou vriend, dis oral, en Jesus het jou gestuur na hulle toe, jy hoef nie 'n visum of 'n paspoort te hê nie, jy hoef nie 'n graad te hê in teologie nie, jy het reeds net die roeping, want God het jou bekragtig. Hy sê vir ons in Matteus 28, gaan en maak disippels, gaan en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle geleer het. Ek wil julle graag net vinnig weer vat. Kyk gou vir 'n oomblik net weer saam met my hier na Romeine 10 vers 15 en kyk vir na die kosbaarheid van hierdie skrif. Hy sê, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan en fokus op daai eerste gedeelte. Hoe lieflik klink die voetstappe? Is dit nie 'n pragtige beeld nie, 'n pragtige metafoor? Jou voetspore, jou voetstappe, daai tree wat jy gee in gehoorsaamheid in God se koninkryk, waar jy ook al gaan, is soos die mooiste melodie wat nog ooit geskryf is. Want dit is die lied van Jesus se herstel vir die mens. Dis vir my so mooi. Dit gaan nie oor hoe mooi jy praat nie, maar wanneer ons in getrouheid stap, tree vir tree, dan hoor ander mense die mooiste lied nog ooit geskryf. Geliefde, so hier's die kern van vandag se boodskap. Hier's die kern, hier's die kruks. Jy kan seker wees van jou redding. Jy kan. En jy is ook gestuur met die boodskap wat lewens verander. Jy hoef nie 'n evangelis te wees nie. Jy hoef nie 'n perfekte antwoord te hê vir elke komplekse vraag nie, Jy en ek, ons moet net beskikbaar wees om draers te wees van God se storie. Dis sy storie. En wanneer ek en jy getuig en sy storie oordra, dan gaan mense se lewens verander. Nou kom ons wees eerlik, dis nie altyd maklik nie, maar dis altyd die moeite werd. Dis nie altyd maklik nie, maar dis altyd die moeite werd. Elke tree wat jy gee, wat jy neem om iemand anders nader te bring aan Jesus Christus, is 'n lieflike voetstap in God se oë. En so vandag is daar 2 uitnodigings. As jy nie seker is van jou redding nie, vra ek jou nou, roep nou uit na Jesus toe. Roep nou uit, glo in jou hart, bely met jou mond dat hy jou gered het en dat hy die skepper is van alles. Hy sit in die regterhand van God en hy is die een nou en vir altyd wat jou lewe kan verander. Dis so eenvoudig soos jy bely dit met jou mond en jy sê, Jesus, ek het U nodig. En kom ons vergeet nie van die desperaatheid, en kom ons vergeet nie dat soms vergeet ons begryp nie dat ons geesmens is besig om te verdrink nie. En daarom doen ons soms hierdie halfhartige swak gebede, want ons besef nie eintlik ons rebellie teenoor God nie. As jy lewe los van God af, as jy nie lewe met 'n wete dat jy verklaar dat hy is die seun van God nie, hy is die skepper van alles nie, hy is die verlosser en die herstelder van die mensdom nie, dan is jy nie naby hom nie, en hy wil jou graag naby hom hê. En dan sê jy net, Here, ek het nodig om U in reg posisie in my gedagtes te sit, in reg posisie in my hart, en al weet ek nie altyd hoe om dit te doen nie, vra ek vandag nou, Here, vir U genade, op genade om my om te help. Dit is hoe jy seker word van jou redding, is Romeine 10 vers 9. En as jy wel seker is, en dis die tweede gedagte, as jy wel seker is, dan sê ek vir jou, gaan en dra
die boodskap. Wees 'n draer van Jesus se storie. Deel dit by jou werk. Net deel dit in jou huis. Deel dit met daai kind wat rebels is, né? Deel dit met jou pa wat rebels is, met jou ma, met jou oupa en jou ouma. Dis nie net kinders wat rebels is nie, dis alle kante toe. Deel sy storie met die mense vir wie jy omgee, jou onmiddellike kring. En soos jy leer om dit daar te deel, dan deel jy dit verder. Baie van julle, en ons waardeer dit so baie dat julle die boodskappe deel op julle fone. En julle stuur dit aan. Jy kan evangeliseer soos baie van julle reeds doen deur jou foon, deur dit net aan te stuur. Deel hierdie boodskap in jou vriendekring, né? Ek sê baie, daar waar jy braai, wat is die gesprekke wat jy het rondom die braaivleisvuur? Is jy besig om daar te praat oor Jesus of nie? Geliefde, onthou, die wêreld wag vir die draers van die mooiste storie ook. Hulle soek daai lieflike voetstappe. Jy is of 'n kind van God wat besig is om hierdie storie te moet vertel, of jy is iemand wat vandag 'n keuse moet maak vir Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, vandag is ons is diep dankbaar vir Paulus se woorde. Ons is diep dankbaar vir wat ons leer in Romeine 10, wat ons leer in Efesiërs 2. Ons is diep dankbaar vir disippels wat bietjie meer as 2000 jaar terug geluister het na die storie van Jesus, geluister het na die opdrag wat Jesus gegee het om uit te gaan, 'n verskil te maak, om draers te wees van hierdie storie, wat gekyk het hoe Jesus opgevaar het hemel toe en besef het, it's on, it's happening, ons moet nou beweeg. En toe die opdrag wat hulle gekry het om te gaan wag vir die geskenk van die Heilige Gees, hulle het gaan wag en hulle het dit gekry en daarna het hulle uitbeweeg. Hulle het uitbeweeg in hulle omringende area daar in Jerusalem en toe 'n bietjie verder uit na Judea toe en toe 'n bietjie verder uit na Samaria toe en toe die belofte wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8 dat as hulle dit gaan doen en hulle wag vir die Heilige Gees en die persoon wat bekragtig en bemoedig, toe vat hulle die evangelie na die uithoeke toe van die aarde toe waar ek vandag hier kan staan en praat in Afrikaans oor Jesus. En dat is ons dankbaar. Ons is dankbaar vir ander mense wat draers was van die evangelie. En daarom vra ek vandag vir elke persoon wat onseker is of hulle kwalifiseer as kinders van God om die storie van Jesus te dra, dat vir hulle die ywer en die durf sal gee om dit te begin doen. En dan sê ons vandag ook dankie Jesus vir elke persoon wat vandag besluit het om ja te sê vir Jesus. Ja te sê vir Jesus. Vader, elke persoon wat vandag daai besluit maak, sê ek sê ja vir Jesus. Vader, ons jubel, ons juig, ons is saam met hulle opgewonde, want ons weet vandag onherroepelik verander hulle lewens. Hulle sê vandag ja vir ewigheid, hulle sê vandag ja vir dinge om vir ewig anders te wees, en daarom is ons harte bly, daarom is ons opgewonde, en daarom sê ons vandag dankie, dankie, dankie vir die mooiste boodskap, die belangrikste boodskap, die grootste boodskap, wat nog ooit gedeel is. Mag ons aanhou om daai boodskap oor te dra, en met ander mense te deel. Amen en amen. Geliefde, as jy nog saam met my is en jy het vandag ja gesê vir Jesus, wil ek jou uitnooi om net vir ons die e-pos te stuur by javirjesus@beleef.org.za. Dis op die skerm, kyk daaronder, want ons wil graag met jou in kontak kom, ons wil graag met jou tyd spandeer, ons wil graag vir jou bystaan, jou toerus met middele om jou net te help met hierdie eerste tree as 'n kind van God. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy hierdie boodskap deel met ander mense. Gaan in vrede. Totsiens.